lees Handelinge 20 vers 35. Ek het julle in alles getoon, dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Kersfees is 'n tyd van gee, maar ook 'n tyd van versoeking. Ons moet op die pad van vrygewigheid waak teen twee afgronde aan albei kante. Aan die een kant is die afgrond van materialisme, die idee dat die gee of die ontvangs van baie geskenke jou salig maak, dat geluk in die geskenke lê. Aan die ander kant het ons die afgrond van skynheilige vroomheid, die idee dat enige vorm van oorvloed sonde is. Dis die idee dat jy deur jou eenvoud of jou suinigheid geregverdig word. Advent roep ons om die pad van genade te kies. 'n Pad wat nie in gierigheid verval nie, maar ook nie in trots en hoogmoed nie. Christus se menswording is God se antwoord op albei afgronde. Jesus het nie mens geword om ons te leer hoe om alles te verag nie. Hy het gekom om ons te leer hoe om alles reg te gebruik. In die geloofsbelijdenis van Nicea bely ons dat Christus vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en 'n mens geword het. Let op, vlees, materie, liggaam. Die ewige Seun van God het 'n liggaam gekry. Die Almagtige het 'n vel aangetrek. Dit beteken dat die skepping nie boos is nie. Dit is goed, God het dit gemaak. En hy het dit self aangeraak. Christus se menswording is die grootste bevestiging van die goedheid van materie. Daar's baie mense wat met reg kla oor die kommersialisering van Kersfees, maar as jy regtig glo dat God mens geword het, dan sal jy beslis nie kla oor te veel geskenke nie. Jy sal kla oor te min vreugde. Die afgrond van materialisme sê, koop nog en jy sal gelukkig wees. Die afgrond van 'n vroeë moralisering sê, wees streng en suinig en jy sal heilig wees. Maar die evangelie sê, leef vreugdevol vanuit die genade en jy sal vry en vrygewig wees. En die menswording van die Christus is God wat homself as 'n geskenk gee. 'n werklik tasbare geskenk, nie 'n idee nie, nie 'n gevoel nie, maar 'n persoon. 'n liggaam wat vir ons gegee is. Bloed wat vir ons gestort is. Daarom mag Kersfees nie materialisties wees nie, maar dit moet materieel wees. Ons vier 'n God wat mens geword het en in 'n krib gelê het, 'n werklike krib met werklike strooi en 'n werklike wêreld. Sien nie, probleem is nie in die dinge nie. Dis in harte. 'n geskenk is nie sonde nie, gierigheid is. Feestelikheid is nie boos nie, hoogmoed is. Mense is bang vir oordaad, maar die evangelie is 'n oordaad van genade. God gee nie net genoeg nie, hy gee oorvloedig. Die krib is die bewys, daar lê die koning van die heelal en mense bring vir hom geskenke. Alles waarvan ons rondom Christus se geboorte lees, die ster, die engele, die herders, die wyses, alles is buitensporig. En God is nie suinig nie. Juis, wanneer hy homself verneder, in die gestalte van 'n dienskneg aanneem, om deel van sy skepping te word, dan is hy oorvloedig in genade. So, hoe vermy ons die afgronde? Eerstens, ondersoek jou hart.
Gee jy om te seën of om te spog? Gee jy om te vier of om te vergelyk? Tweedens, vier met dankbaarheid. Geniet God se gawes sonder skuldgevoel, maar met 'n hart wat hom eer. Derdens, gebruik jou oorvloed om ander te seën. Gee nie net geskenke nie, maar gee ook liefde en tyd en gasvryheid, want elke keer as jy gee, weerspieël jy die hart van die Vader wat sy seun gegee het. Ervaar die saligheid van om te gee. Advent roep ons op om te gee soos God gee, vrygewig en vreugdevol en oorvloedig en sonder bymotiewe. Ja, kies die pad van genade, nie die afgronde van trots of gierigheid nie. Want die kind in die krib is die grootste geskenk van almal. Kom ons bid saam. Hemelse Here, ons aanbid U terwyl ons oorweldig is deur die genade wat U oor ons uitgestort het. U het niks teruggehou nie. Ons bekers loop oor. Help ons asseblief om in hierdie feestyd die saligheid te ervaar van om te gee soos wat U gegee het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.